God. Wat 'n voorreg om in die teenwoordigheid te wees, wat 'n voorreg om U naam te kan grootmaak. Here, dankie dat ons kan leef in 'n land wat, al is hy de mekaar, al is hy beslis nie perfek nie. Here, is dit 'n land waarin ons U naam kan aanroep, sonder vrees. Here, kom en vul hierdie plek. Here, U het saam met ons hier ingestap en U gaan saam met ons hier uitstap, maar hier nou in hierdie oomblik, Heilige Gees, kom en werk bo-natuurlike dinge, sodat elkeen hier vanoggend 'n ontmoeting sal hê met God, hier sal uitstap en sal weet, maar God leef, selfs al is die lewe moeilik. Kom Here, en ontmoet ons waar ons is, wat ook al aangaan in ons lewe. Ons bid dit, Here, in U naam. Amen. Nou, so met al die vakansiedae en lang naweke en wat, het ek gewonder, moet ek 'n nuwe reeks begin, moet ek aparte boodskappe hê, en wat moet gebeur? En die Here het iets op my hart gelê oor in die afgelope week, want die afgelope week was de mekaar. Dan het ons wet, dan het ons nie wet nie, dan het ons load shedding, dan het ons nie load shedding. Ek lees 'n post op Facebook van iemand wat sê, potholes het 'n nuwe naam, dis een of ander politieke party se voetspore. Ek gaan nie politiek praat nie, ek gaan maar net seker het raak gelees, en ek het gedink is baie oorspronklik. En ja, die lewe is weird. Hier sit vanoggend mense tussen ons, wat goed soos motorongelukke en hartaanvalle oorleef het. Hier sit mense tussen ons wat familie en vriende begrawe het as gevolg van hartaanvalle en motorongelukke. Hier sit vanoggend mense tussen ons wat kanker oorleef het. Vrydag begrawe ek iemand wat dit nie oorleef het. Die lewe is weird. Dis weird. Vanoggend toe ry ek so in die straat af op pad. Ek het hierdie routine op 'n Sondagoggend, ek weet nie hoe dit is nie, dit laat my kalm voel en dit laat my rustig voel. Ek start my kar op en dan ry ek hom rustig af en dan ry ek tot daar by Spar, dis nie advertensie nie, dis net my routine. Dan ry ek tot daar by Spar en dan kry ek vir my koffietjie en ek maak grappies met die mense daar en ek voel 'n bietjie rustig en ek kom kerk toe en as ek hier kom dan sit ek alleen en hier's niemand nie en ek sit nice worship musiek op. Maar op daai roete toe ry ek verby iemand en vir een of ander rede kyk ek in hulle erf in en toe sien ek maar die kar staan op blokke. Al 4 wiele weg. Toe dink ek daai ou gaan nie lekker wakker word nie. Hy gaan genuine nie lekker wakker word nie. Hy gaan dink hy vat sy vrou vir koffie of hy vat sy kinders vir iets of hy gaan Checkers toe of hy gaan dalk opstaan om kerk toe te gaan en dan gaan hulle nie met daai kar ry nie. Want daai kar ry vandag nergens heen nie. Maar die ou langsom, sy kar staan ook buite, ook nie in die garage nie, maar sy al 4 sy wiele is daar. Lewe, weird. Random. Of so voel dit. En vanoggend begin ons hierdie boodskapreeks oor die boek Habakuk. 'n Boek wat harde vrae vra, en 'n boek wat geskryf is in 'n moeilike tyd. 'n Tyd toe Israel ver was van hulle land af en ver gevoel het van God af, want hulle het 'n bietjie droog gemaak. En hulle het ver van God af geleef en God het gesê, wel, julle het 'n bietjie van 'n reality check nodig en hulle ervaar dat die lewe is onregverdig en dis die naam van hierdie reeks, is lewe is onregverdig en hulle het nie verstaan wat besig is om aan te gaan nie. So ons gaan in hierdie reeks probeer om te verstaan, want ek en jy is gemaak om meer te verstaan. Vanoggend gaan ons vra, Here, waar is U? Waar is U wanneer dinge moeilik gaan? Waar is U wanneer huwelike opbreek? Waar is U wanneer kinders doodgebore word? Waar is U wanneer iemand wat nog jonk is, nie meer daar is nie? Gister ry ek en Shamaine in die kar en sy sê, en ons praat so oor hierdie boodskap wat vanoggend voorlê en sy sê vir my, maar weet, daar's party mense wat so geestelik is, dat hulle sê altyd, dit gaan goed, God is good, en sê sy, dit irriteer haar so, want dit is die een helfte van die waarheid, God is goed, dis altyd waar, maar die lewe is nie altyd goed nie, en ek is nie altyd blessed nie, en jy is nie altyd blessed nie,
Dis net hoe dit is. Dis die lewe. So, Habakuk worstel met hierdie vraag. En hierdie vraag wat hom dryf, wat die hele boek hy mee stoei, en wat hy nie net vir homself probeer antwoord nie, maar as profeet vir die volk van God probeer antwoord is, wat gaan aan? Wat gaan aan? Waar is God? Hoekom help hy nie? In die eerste paar verse van Habakuk klink dit so. Ek het 'n stuk daarvan op die skerm gesit, maar ek gaan so 'n bietjie verder lees. Want as ek hierdie in die koerant sit, of op Facebook sit, dink ek praat van vandag. Jy gaan dit nie glo nie. Habakuk skryf in 1 vers 2, skryf hy, Here, hoe lank moet ek nog roep om hulp? U luister nie na my nie. Geweld, roep ek baie hard, maar u red nie. Waarom laat u my die onreg en die ellende om my sien? Waar ek kyk, sien ek vernietiging, sien ek geweld. Ek is omring deur mense wat daarvan hou om te stry en te beklei. En hoor dan hierdie woorde met ons regstelsel wat geskaakmat is met uitstel en afstel en uitstel en afstel. Die wet het sy krag verloor. Dis onbruikbaar. Reg seevier nie in die howe nie. Daar is baie meer goddelose mense as die wat reg doen. Daarom is regsuitsprake verdraai. Goodness gracious. Ek kan hierdie is vandag, dis nou, dis hier. Maar hierdie woorde is 2.500, amper 3.000 jaar terug geskryf. Daar's niks niets onder die son nie, sê Salomo. En ek en jy kan saam met Habakuk sê, maar ek verstaan nie. En as jy Habakuk se boek lees, en ek het dit vir jou so 'n bietjie opgesom, want ons gaan nou nie die hele, as jy niks het om te preek nie, dan lees jy die hele Bybelboek of 'n hele hoofstuk. Habakuk het 'n paar probleme met God. Sy eerste probleem is, dit lyk of hy nie omgee nie. As jy in 'n hospitaal staan langs iemand wat jy baie lief is voor, en die dokters doen alles, en dit lyk of hulle niks reg kry nie. Of as jy sien hoe jou kind sieker en sieker word, en daar's nie antwoorde nie. Of jy gaan werk toe, en jou baas roep jou in, en hy sê vir jou, weet jy wat, sorry, ek vat 'n stuk van jou salaris, dit gaan nie so goed met die besigheid nie, so ons gaan jou minder betaal. Of, jy word ingeroep, en hulle sê nie eers vir jou, jy gaan minder betaal word nie, hulle sê net vir jou, daar gaan jy. Of, jy, einde van die maand kom, en jy balanseer jou besigheid se boeke, en jy kom agter, maar dit was 'n slegte maand, en jy weet nie hoe jy alles gaan betaal nie. Of jy kry so 'n oproepie van 'n plek met die naam van SARS, en hulle sê vir jou, hoe's dit, hoe lyk dit, jy skuld ons 'n bietjie. En so gaan dit. Of jy start jou kar, en hy wil nie start nie. En dan voel dit vir jou, of God jou vergeet het. Asof hy nie omgee nie. En dan het ek nog eers begin praat oor die goed wat nie nuus gebeur nie. Ek het nog eers begin praat oor die goed wat ons elke dag moet sien, die onreg wat ons beleef in die wêreld waarin ons leef. Hoe party mense hulle self ryk steel, en ander mense krepeer van ellende. Omdat party mense hulle self ryk steel. Dan lyk dit asof God nie omgee nie. En wanneer hy omgee, dan lyk dit of hy nie iets doen nie, selfs al kan hy. Ons weet God is groot. Ons weet God is goed. Ons weet hy is almagtig. Die Bybel is 'n storie wat dit vir ons vertel. Ons het vanoggend 'n kind ingeseën wat bewys dat God is 'n God van wonderwerke. Maar partykeer voel dit vir jou, hy doen dit vir ander mense, hy doen dit nie vir my. Die Here het iets teen my, die Here het iets teen Suid-Afrika, wat ook al, maar kyk hoe goed gaan dit op ander plekke, kyk hoe sleg gaan dit hier. God kan, maar dit lyk nie of hy wil nie. En partykeer wanneer God optree, dan lyk dit of hy nie regverdig is. Ek het die Here lief, daai ou die Here lief, maar sy besigheid floreer. Hy ry 'n nuwe kar. Gaan goed met sy kinders. Hulle kom die universiteit deur en al die goeders loop mooi. Maar wat van my? Hoekom gebeur dit nie met my nie? Ek bid ook. Ek roep ook tot God. Hoekom lyk dit of God nie regverdig is?
En dan het 'n mens hierdie stryd in jouself. En jy weet waarvan ek praat, so ek het nie nodig om vanoggend hierdie lang uitgerekte boodskap te hê nie, want jy weet waarvan ek praat. Jy het dit al gevoel aan jou lyf, dalk voel jy dit nou. Ek weet nie van jou nie, ek het die afgelope week met die Here gestoei. Ek het van absolute highs gegaan na absolute lows. Ek het oomblikke beleef wat ek nie gedink het moontlik is nie. God het sulke groot goed gedoen. En dan het sulke slegte goed gebeur. En die een oomblik prys ek die Here en die volgende oomblik vra ek, waar is die Here? Ek weet nie. Ek weet nie. Maar dan kom God. En hy het hierdie reaksie. Sien, Habakuk stort sy hart uit en hy maak soos ons maak, soos 'n jong iemand in hulle 20's. Jy weet, daai storm en drang fase, wanneer jy dink jy's 'n boel in 'n China shop en jy stap by 'n nuwe werk en jy dink jy het al die antwoorde want jy kom uit waarsty uit en al hierdie mense is oud en afgeleef, soos daai dogtertjie met Paasfees wat gesê het mense met Facebook is stok uit. Nee, ek kry nou nog terapie vir daai stelling. Mense met Facebook is stok uit. Dis mense hier wat nie eens weet wat Facebook is nie. Hoe oud is hulle? Nee. Nou, Habakuk gee my die idee, ek weet nie hoe oud Habakuk was nie, maar hy gee my die idee, met daai eerste paar verse hy so, hierdie jonk in die geloof, onervare, ou wat sy vuiste in die lug gooi en sê, arme ek gaan wurms eet, lewe is nie lekker nie, dan kom die Here, dan sê hy, wow. En as jy Job al ooit gelees het, dit vat 40 hoofstukke, 42 hoofstukke vir Job om agter te kom, hy is verkeerd. Die Here kom sommer in vers 5 van die eerste hoofstuk en hy sê, wow, kyk na die nasies. Hou op om te kyk na jou klein stukkie van die aarde, asof die wêreld om jou draai. Dis wat God met daai eerste paar woorde sê. Want sien, ons doen hierdie ding. Alles moet werk vir my. Alles goed wees vir my. Ek gee nie om of daar potholes is in jou pad op pad werk toe nie. Die pad by my huis mag nie potholes hê. Ons doen dit. Laas week toe lek die pyp op ons sypaadjie. En ek het julle al wonderwerke gesien gebeur. Ek bel en ek sê die pyp lek. Minder as 'n uur. Toe staan hulle op my sypaadjie, toe begin hulle grou. En ek dink, jene, maar ek sê Here se wit broodjie. 'n week later, die grond's nog steeds daar. Die hoop is nog steeds so hoog en die pyp lek nog steeds. Nie meer Here se wit broodjie nie. Sien, ek wil nie hê dit moet lek in my pad nie. Want as jy daar lek, dan word die potholes wat klaar daar is, word groter. Nee? Dan kom die Here en dan sê hy, wow, kyk na die nasies. Kyk na die hele wêreld. Vat jou lens en maak hom so bietjie, skuif hom so bietjie groter. Vergeet jou straat, vergeet jou dorp, vergeet jou provinsie, vergeet jou land. God kyk nie net na jou nie. Hy kyk na al die nasies op die aarde. Inteendeel, hy kyk na meer as die aarde. Daar's besig om sterre te ontplof. As een van hulle naby genoeg sy ding doen, is ons amper praat ek lelik, mors dood, almal weg. Ek wou iets anders met 'n N gesê het, maar nou ja. So die Here kom en hy sê, kyk na die nasies en staan verbaas. Let op en staan verstom. Ek doen iets in jou leeftyd. Iets wat jy nie sal glo as iemand dit vir jou vertel. Dis een van daai verse wat jou so hard oor die vinger slaan. Ek het 'n juffrou gehad op skool in graad 4. Sal dit nie vergeet nie. Jy kom in en dan moet jy opstaan in die klas. En as jy opstaan, dan moet jy in die winter 2 goed in jou hande hê. Die een is 'n pen, want jy verleen nie 'n pen nie en jy vra nie vir juffrou, jy het nie 'n pen nie. En die ander een is tissues of 'n sakdoek, want jy snyf nie in haar klas nie. En as jy nie daai 2 goed in jou hande gehad het nie, dan sê jy liniaal gevat, dit was nog in die eeue van lyfstraf, nê? Lyfstraf het gewerk. Dan sê sy, hou jou hand en dan slat sy vir jou met die liniaal so oor die nakkels. Klaar. Jy het net 1 keer vergeet. En as jy nie tissues gehad het nie, het jy jou maatjies en langs jou in die helfte geskeer. Nee,
As nie 'n pen gehad het nie, het hulle getravel van die kant van die klas na daai kant van die klas. Maar jy's net een keer oor jou nakkels geslaan en dan nie weer nie. En hierdie voel soos een van daai verse. Die Here kom in die eerste helfte en hy raps jou so oor die vingers. Hy sê vir jou, luister, right size net gou jouself. En in die tweede helfte van die vers, dan maak hy weer, dan sê hy, ek gaan iets doen vir jou in jou leeftyd. Maar sien, ek en jy dink net aan vandag en môre. God sê, ek dink 'n bietjie groter, 'n bietjie wyer. Ek werk 'n leeftyd op 'n slag. Jou leeftyd is vir God een asemteug. Maar vir jou is dit 60, 70, 80 jaar, as jy gelukkig is, 88 as jy die pause is. Goodness gracious, was daai begrafnis van hom een spektakel. Gister toe ek daarna kyk, toe dink ek by myself, mag ek soos Jesus begrawe word? Mag daar glad nie 'n show gemaak word oor die dag as ek doodgaan. Want hel, dit lyk of God self dood is. Ekskuus dat ek dit sosiale kommentaar lewer so erns tussenin. Die Here kom en hy sê ek gaan iets doen in jou leeftyd. Ongeag hoe lank hy is. Maar dis ons probleem. God doen goed in ons leeftyd. Hier staan ek, 'n jong 50 jaar oud. Sien, julle sien dit nie. Ek het gister so goed gevoel, nuwe fotootjie opgesit op Facebook van my huweliksdag, en toe het ek 'n bietjie anders gelyk, en toe sê iemand, jy het nie 'n dag ouer geword nie. Ja, prys die Here vir mense met sulke comments. En toe vanoggend, toe maak iemand in die band my size. En ek stap in en hy sê, jene, daai troufoto, jy het gelyk soos 'n kind. Dan dink ek, okay, nie 'n jong 50 nie. Maar in elk geval 'n jong 50. Ek glo ek sê jong 50. En ek kan vir jou van baie meer as 50 goed vertel wat die Here in my lewe gedoen het, wat onverklaarbaar is. Onverklaarbaar, wat menslik onmoontlik is. En weet jy wat is een van hulle? Jy, wat hier sit. Die bestaan van Dynamis, wonderwerk. Die feit dat ek en jy vanoggend asemhaal, wonderwerk. En ek en jy is so geneig om so maklik ons toys te gooi. So maklik vir die Here te sê, soos Habakuk, sonder regverdig. God sê is reg, ek verstaan. Daar is seisoene wat dit nie regverdig is nie. Maar kyk 'n bietjie vyer. Vergeet van vandag en van môre. Kyk 'n bietjie net wyer in tyd. Kyk oor jou leeftyd. Kyk na die res van die wêreld, jy's nie die middelpunt nie. En vanoggend wil ek vir jou iets kom sê. Dat iemand, en ek judge nie, maar iemand wat volgens my, en as ek na Habakuk kyk, dink ek ek's reg. Iemand wat jonk is in hulle geloof. Hulle glo, ek's gered, ek is vrygemaak, alles gaan goed, die Here is goed, alles is great, alles is fantasties, veral as jy jou lewe vir die Here gee op 'n kamp. Nee, jy gee jou lewe vir die Here op 'n kamp, en het gaan amazing, en dan kom jy by die huis, en dan is die kraan stikkend, en jou kar se wiel het afgeblaas, en jou werk gaan nie so lekker nie, en dan is die Here nie meer so lekker nie. En dan jy terug, back to reality. Maar iemand wat 'n lewe lank, wat al jare lank 'n pad met die Here loop, 'n opregte pad, 'n worstelpad, 'n stoeipad, 'n pad met die Here waar jy begin met baie hare, en jou hare word al minder, en jou voorkop word al groter. My groot voorkop word al groter, want as ek bid, dan maak ek so. Dan dink ek, Here. En dan onthou ek, maar ek moet dit hierdie kant op doen, want net nou word dit net hierdie kant groter. Sien, 'n onvolwasse geloof het hierdie houding van, maar dit moet altyd goed gaan, want God is altyd goed. Daar's nêrens in die Bybel wat dit staan nie. Nêrens in die Bybel beloof God dat dit altyd sal goed gaan met sy kinders nie. Nêrens. Hy beloof dat dit aan my sal gaan in die hemel, maar jy's nog nie daar nie, en ek ook nie.
Ons leef op hierdie aarde wat stikkend is. Jy leef met 'n lyf wat 'n tent is. 'n Tent gaan skeer, hy gaan breek, hy gaan pale verloor, soos jy tande verloor, en so aan, en hare verloor. Dis wat met tente gebeur. En eendag gaan jou tent op wees en gaar wees. En dan gaan God vir jou sê, jy het nie meer 'n tent nodig nie. Ek het vir jou plek in die hemel gemaak. Maar tot dan moet ek en jy besef dat 'n volwasse gelowige is iemand wat kan glo en kan vra. En God het nie 'n probleem daarmee nie. As jy Habakuk 1 vers 12 tot 14 lees, dan praat Habakuk terug met die Here. Die Here het nou gepraat en dan reageer Habakuk weer. Dan sê hy, o Here my God, my heilige. Hoor hoe praat hy van die grootheid van God, die almag van God. U is daar van altyd af. Sekerlik is dit tog nie u plan om vir my en vir ons volk, die mense wat my taal praat, die mense wat is soos ek is, om ons uit te wis nie. O Here, ons rots. U het die Babiloniërs aangestel om ons te straf. U is te regverdig om onreg te duld. Maar is dit vir u moontlik om met gevoeligheid te sien hoe hulle ons verswelg? Is dit reg dat u stil bly terwyl die goddeloos, die geslind wat regverdiger is as hulle? Is ons maar soos visse wat gevang en doodgemaak moet word? Is ons soos kruipende insekte sonder iemand om hulle te lei? Dis volwasse geloof. Dis geloof wat sê, Here, ek verstaan nie, U is groot. En ek verstaan, ek maak soms droog en soms moet ek 'n les leer. Maar Here, asseblief, wow. Ek het my les geleer, Here, asseblief. Enough. Vanoggend wil die Here na jou toe kom en hy wil vir jou sê, jy's gemaak om meer te verstaan. Om te verstaan dat God is goed en die lewe is onregverdig. En daai twee goed gaan altyd die waarheid wees. En soms gaan jy seisoene hê waar dit vir jou gaan voel, God is amazing en jy sê wit broodjie. En ander kere gaan jy voel, God het jou vergeet. God het jou nie vergeet nie. Hy kan jou nie vergeet nie. Hy het sy seun vir jou aan 'n kruis laat sterf. Dis impossible. As my kind gesterf het vir jou, beloof ek vir jou, gaan ek jou nie vergeet nie. Dis die God wat ons aanbid. Maar ons aanbid 'n God vir wie ek en jy, hoewel ons belangrik genoeg is dat sy seun vir ons sterf, moet jy jouself ook 'n bietjie right size en sê, it's not about me. Dit gaan nie net oor my nie. Die geskiedenis van Suid-Afrika is nie die geskiedenis van Johan Fourie nie. Die geskiedenis van Dynamis is nie die geskiedenis van Johan Fourie nie. Nie eens die geskiedenis van my huwelik is die geskiedenis van Johan Fourie nie. Dis die geskiedenis van God. Nie eers my lewe se storie is die storie van Johan Fourie nie. Dis die storie van die genade van God deur my lewe. En hoe hy my seën ten spyte van my onreg. Hoe hy my seën ten spyte van my sonde. Dis wat hier gebeur. Dis wat ek en jy moet verstaan. Ons is gemaak vir meer, vir 'n lewe van meer, 'n lewe op 'n vlak wat sê, ek leef nie meer op 'n vlak waar elke stormpie my bootjie so skud dat ek die Here verloor nie. Ek leef op 'n vlak waar ek in 'n storm kan wees en ek kan weet God is by my en daai twee goed kanselleer mekaar nie uit nie. Want dis die waarheid. Sien die ander waarheid oor die storms in jou lewe is, weet jy wat, ek wil nie op 'n boot wees wat Jesus op is nie, maar ek is. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel bote Jesus op was wat in storms was. Die statistiek is bad. Die stats is bad. As Jesus op 'n boot klim, is die kans baie groot dat of jy gaan baie visse vang of jy gaan 'n storm hê. Of 'n spook gaan aangeloop kom, maar dis eintlik Jesus. Daar gaan weird goed gebeur. Maar ek en jy weet nie. Elke oggend as jy opstaan en jou saam met Jesus in die bootjie inklim, weet jy nie of dit vandag die dag gaan wees wat jy heeldag gaan vang en niks gaan kry nie,
of jy die net aan die ander kant gaan uitgooi en hy gaan oorloop van vis, en of daar 'n storm gaan wees en Jesus slaap op die boot, of hy is nog nie eens op die boot nie, en of hy op die water aangeloop gaan kom en jy gaan op die water. Ek weet nie wat se dag het gaan wees nie. God weet. Maar of ek op die water loop en of ek sink, of daar 'n storm is en of dit sonskyn is, of daar vis is in die boot en of daar geen vis is in die boot nie. God bly God. So ek en jy het die reg om soos Habakuk te sê, Here, waar is U? En dan gaan God sê, ek doen goed in jou leeftyd, wat jou gaan verstom. Dan gaan God sê, staan 'n bietjie terug, kyk 'n bietjie weier, onthou 'n bietjie, en dan gaan jy weer nederig raak, en jy gaan sê, Here, ek besef, U is groot, U is goed, maar Here, hier waar ek nou is, dit gaan nie lekker nie. Asseblief, Here, ek het U genade nodig. Dan gaan jy so bietjie anders bid. En dan gaan jy op die Here wag, en hy gaan sy uitkoms gee op sy tyd. En dit gaan ons agterkom in die boek Habakuk, soos ons verder aangaan. Maar vir vandag wil die Here net hê jy moet dit verstaan. Dat 'n volwasse geloof kan glo en vra op dieselfde tyd. 'n Volwasse geloof kan God prys en God smeek en vir God kwaad wees als gelyk. Jou storms is nie 'n bewys dat God jou vergeet het nie. Jou storms is nie 'n bewys dat God nie bestaan nie. Die feit dat jy nog leef ten spyte van jou storms, bewys dat God is daar, ook in jou storm. Ek weet nie wat jy face nie. Ek weet nie wat aangaan in jou lewe nie. Al wat ek weet is, God is goed, en die lewe is onregverdig. Prys die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, vanoggend kom staan ons voor U, sit ons voor U, lê ons voor U, val ons voor U neer, gooi ons vuiste in die lug, skeer ons klere, is ons nederig dankbaar, alles gelyk. Want soms is die lewe goed, soms gee U vir ouers, nuwe kinders, hulle eerste kind, en ons kan daardie kind seën, en dieselfde asem wat ons die kind seën, moet ons tot sien sê vir die gesin. Die lewe. Hallo in Kubai. Alles gelyk. Here, dankie dat U by ons is, of kanker ons wen, en of ons kanker wen. Dankie dat U by ons is, storm of nie storm. Dankie dat U by ons is, vis of nie vis nie. Oorvloed of tekort. U is God. Toe deure, oop deure, U is God. Oorvloed, tekort, U is God. Siekte, gesondheid, U is God. Hartseer, blydskap, U is God. Gebroke hart, of verlief tot oor my ore, U is God. Dit wil ons kom erken vanoggend, Here. En Here, soos Habakuk wil ons kom bid, Here, asseblief, vergewe ons onreg. Kom red ons. Kom red ons met ons klein lewetjies, wat vir U belangrik genoeg is, dat U seun daarvoor gesterf het. Kom red ons volk, kom red ons land. Kom herstel meer as net die paaie met gate. Kom herstel van bo tot onder, van links na regs. En maak ons 'n nasie aan die onderpunt van Afrika, wat 'n ligpunt is vir die wêreld. Nie deel is van donker Afrika, letterlik en figuurlik as gevolg van Eskom. Mag ons lig vir U skyn. Dankie Here vir die getrouheid en die seën deur ons lewens. Dankie dat ons die voorreg het om aan die einde van 'n maand soos nou U te kan eer, U te kan loof met ons tiende, selfs al is ons inkomste minder as wat ons gedink het.
Dat ons in vertroue voor U kan sê, Here, hier is dit wat ek het om te gee, en te kan vra tegelyk, seën dit wat oor is. Here, dis nie net waar van ons finansies nie, dis waar van ons totale lewe. Wees U die God wat ons help, in alles, deur alles, ook in die week wat voorlê. Here, ek dink aan besighede wat 2 moeilike maandeindes agter die rug het. Te veel vakansies, te veel vakansiedae. Here, besighede wat sukkel, boerderye wat dalk sukkel. Ek dink aan mense wat sukkel om hulle eie boeke te balanseer, mense wat hierdie week wat kom, gaan begrafnis hou, of hierdie week wat kom, in 'n hospitaal gaan wees, of wat ook al. Here, maar net so, prys ons U, veral die goeie goed. Dankie dat U God is. Dankie dat U goed is. Dankie dat ons lewe nie altyd sleg is nie. Here, mag ons nie in die lokval trap om U te prys as die lewe goed gaan en vir die kwaad te wees as die lewe sleg gaan nie. Mag ons U prys in albei. Mag ons nederig dankbaar wees in die donker en in die ligte seisoene. Kom, Here. Wees ons sondaars genadig en ontvang ons offer, ons tiendes, ons offergawes. Ons gee dit vir U uit dankbaarheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes en om te saai in sy koninkryk. Die Here sê, dieselfde Here wat seën en wat soms afwesig voel. Daai selfde Here sê, ongeag wat jy nou deurgaan, hy bly goed, hy bly jou volmaakte Pa. En hierdie woorde is waar, selfs al lyk dit nie so nie. Die Here is vir jou goed, die Here sal vir jou goed wees. Die Here sorg vir jou nou, en hy sal vir jou aanhou sorg. Die Here het jou raak gesien toe jy ver verlore was. Hy sien jou nou raak en hy sal jou aanhou raak sien. Die Here gee vir jou sy liefde. Die Here is jou goedgesind, selfs al dink jy het jou vergeet. Die Here gee vir jou voorspoed, maar nie soos jy dit meet nie. Nie soos die wêreld gee nie. God gee sy soort voorspoed. En hy verbind homself aan jou. Want jy is sy kind. En hy sal jou seën. Amen.